Goeiedag en welkom terug by AMT se weervooruitskatting moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Toestande vir reën lyk redelik goed vir die eerste deel van November vir die sentrale tot oostelike en noordelike dele van die somerreënvalgebied, maar ongelukkig steeds min reën vir die winterreënvalgebiede. Bly geskakel, dan vertel ons jou meer. Ja, goeiedag. Nadat ons hier in September redelik gemiddeld bogemiddelde reënval gekry het, was die eerste 10 dae van Oktober maar redelik droog. As ons kyk na die tweede 10 dae hier van 11 tot 20 Oktober, kan ons sien die liggroen gedeeltes na donkergroen, so tussen 10 en 50 kolletjies meer as 50 mm. So dit lyk tog asof daar 'n klompie reën begin voorkom het. Ook in die tweede 10 dae, alhoewel ons nou nog nie die inligting het nie, kan ons sien dat toestande redelik begin gunstig word het vir reën. Hierdie is 27 Oktober, hier rondom 6:00 die aand, wat vir ons net 'n aanduiding gee van waar die reënstelsels is. Oor Namibië, selfs die Noord-Kaap, en dan hier oor die Vrystaat en Mpumalanga of meer na KwaZulu-Natal se kant toe. Ons kry baie keer dat 'n gebied soos die Oos-Kaap eintlik baie min reën kry en voorspelbaarheid is ook swakker. En een van die redes daarvoor is dat die Oos-Kaap so half in die reënskadu van die Drakensberge lê. Ek sê half want ons heersende winde kom hier uit noordwestelike dele waar die vog vandaan kom, en so voor die Drakensberge redelik reën, en waar dit oor die berge gaan is dit dan droog en warm. En ons het ook gesien hierdie laaste week of 2 hoe warm was dit in dele van die Oos-Kaap gewees. Die ander probleem, of kom ons sê effek, wat die reënvalverspreiding veral oor die westelike en suidoostelike dele van die land wat die Oos-Kaap insluit, kan beïnvloed, is die teenwoordigheid van die hoëdrukstelsel. So dit is omtrent altyd daar, baie min, waar dit nie sterk is nie. Dit gaan baie keer beweeg dit verby, maar dan kom dit weer in plek. So waar daar die skynsblou staaf is, suid en suidwes van hom in die somer, die hoëdrukstelsel domineer, ongunstig vir reën, baie warm toestande. En ook nie net warm toestande nie, baie wisselvalligheid van temperature wat kan voorkom. Kyk ons na die korttermyn, 29 Oktober tot 4 November, kan ons sien dat groot dele van die somerreënvalgebied, met die uitsondering van die westelike dele van die Noord-Kaap en natuurlik die Oos-Kaap en ook die Wes-Kaap, 'n redelike goeie neerslag wat verwag word. Die ligblou gedeeltes is tot 50 mm en donkerder dele meer as 50 mm. Daar kan ook kolle wees waar dit swaarder reën. Ons het gesien hierdie afgelope tyd, baie stormagtige toestande en swaar reën is baie moontlik in gebiede. Interessant ook en goed, dit lyk asof die reën redelik uitbrei na die Noord-Kaap. Nou, dit is nie altyd baie goeie nuus vir ons druiweboere nie, maar vir ons ekstensiewe weidingsgebiede en veral die gebied dan noord van die Oranje rivier. Kyk ons na die volgende week, hier van 5 tot 11 November, omtrent dieselfde patroon, redelik reën wat kan voorkom. So hier is, dit lyk na 40 mm plus, oor ten minste dit lyk na die hele somergraangebied waar dit kan voorkom. Kyk ons 'n bietjie langer, die La Nina ontwikkel tog, die verskillende Nino gebiede, die boonste een is Nino 4, die naaste aan Australië, en die onderste is Nino 1 en 2, die naaste aan Suid-Amerika, en kan ons sien 2 van die belangrike Nino gebiede is nou reeds koeler as 0,5 grade Celsius onder die normaal, so daar waar die swart sirkels omgetrek is. Wat baie positief is dat die suidelike oscillasie indeks
wat 'n aanduiding is van hoe sterk El Niño of La Niña gekoppel is met die oorhoofse weerstelsels. En as ons na die rooi lyn kyk en dit loop van 30 September af, het dit gestyg van hier omtrent 0 en ons staan nou by +12. Net perspektief te gee, +30 is 'n baie sterk La Niña. So hierdie is al so 'n matige La Niña toestande. So daar is die oorhoofse weerstelsels begin reageer met die Niño gebiede se watertemperature. Ander indeks wat baie positief is die Indiese Oseaan. En dit loop hier van linkerkant hier by 2021, maar aan die regterkant, die blou gedeelte onder, is die sogenaamde negatiewe fase van die Indiese Oseaan indeks. Nou 'n negatiewe fase is positief vir reën. So ons kan sien hoe skerp dit gedaal, hierdie van omtrent hier Julie se kant af. Die vorige kere waar dit redelik skerp gedaal het of laag was hier in die reënperiodes van 2021-22. So beide die La Niña en die Indiese Oseaan lyk gunstig vir reën. As ons dan kyk November, Desember, Januarie, met hierdie vinnige verandering na La Niña se kant toe, groot gedeeltes blou en grys wat sê gemiddeld tot bo-gemiddelde reën. So ons verwag dat hierdie volgende 2-3 maande redelik gemiddelde en baie goeie reën kan kry oor groot dele van die land. Ons is bekommerd nog steeds oor Februarie, Maart en April, maar ons sal kyk wat gebeur in hierdie volgende tyd, of dit wel gaan reën, soos wat die voorspellings aandui. Opsommend, toestande vir reën verbeter vir groot dele van die somerreënvalgebied vir hierdie volgende paar weke, en dit lyk ook dan gunstig hier van November tot Januarie, daardie midsomermaande vir reën met die La Niña en die Indiese Oseaan wat gunstig is. So ja, dis wat ek te sê het. Mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan. Soos gewoonlik baie insiggewend gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by aimtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Maak sit al die skakels na alle sosiale media platforms en ons WhatsApp groepe vir jou in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.